Geliefdes, ek staan vandag hier by die ou Gordonia Hospitaal. Dis die ou waar die tennisbane was en die ingang is baie moeilik om hier in te kom, maar nou ja, dit is eintlik basically die ingang en dit is hier ingebreek soos julle kan sien. Dit is ons alles is hier oop. Dit is hoe dit hier binnekant lyk. Ons eens op 'n tyd baie mooi Gordonia Hospitaal se verpleeg area. Mense, dit is hartseerlik hoe dit hier lyk. Ons is almal belastingbetalers. Ek is van mening dat ons almal aandele het in hierdie gebou. Elke persoon in hierdie land wat belasting betaal. Dit is hoe dit hier binne lyk. Duidelik word dit gestroop. Hulle is besig om die deure weg te begin dra. Die kozijne lyk nog baie netjies. En die deure maak hier niks, so hulle gaan nou begin die deure kom wegvat. Hier is nog implemente. So ergens gaan hier nou begin kombuiskaste met laaie begin weggedra word. Hier is 'n blad, later is dit nou die zinke. En dan natuurlik, hierdie teels sal ook gekom haal word. Alle brandalarmstelsels, die ligte, die elektriese bedrading, daar is nou pot, toiletpot, die zink is nou al gekom delf, en so is die bad nou al uitgekom al. Hier is baie teels. En so word die elektrisiteit, kaste sal weggekom vat word, gekom dra word. My vraag is, waar is Public Works? Waar is die mense wat verantwoordelik is om dit te keer? Hier is nou al, julle kan sien die wering word nou begin vat, vensters word begin vat. Nou my vraag is, hier is geen beheer nie. Die hele dorp almal kan in en uit. Hier is die beheer, hier is die mense wat keer, hier word niks gekeer, die pype, die waterpype. Mense, dit is 'n total distraction. Ek kan mos na al hierdie hele kamers en goed na toe gaan. Hier, ek loop op teels. So dit sal ook later gevat word. Kyk hier so mense. Mense, my hart pyn. Ek wil weet, waar is die politicians? Is nog later volleybal nette of tennisbaan nette? Telefoon. Waar is die verantwoordelike persone? Ek wil weet, wie is die verantwoordelike persone wat verantwoordelik moet wees om my belastinggeld? Is ek en jy se belastinggelde, daar is uit. Hoeveel gaan dit kos? Hier was op 'n tyd, was hierdie plek in bewerking. Hier was letterlik verpleegsters wat hier gebly het. Kom ons liefie vir mekaar, hierdie, dit is ordentlike goed wat daar is. Nou vra ons vir mekaar af. Wie is die aanspreeklike en verantwoordelike persoon wat hierdie goed toelaat? Laat julle dit toe? Of is julle deel van hierdie mense wat hierdie sloop doen? Benefit julle. Kyk, hier sit nog lees. Ek sal nie lees en gaan nie, ek sal julle maar net wys. Kyk hierso. Daar's name mense, hier is leers wat oop is.
So ek weet nou nie wat hierdie leiers alles te doen het nie, is dit mediese leiers of wat se leiers, maar die staat veil ons mense. Die staat veil ons mense. Ek gaan nie leiers en gaan nie, ek doen hierdie video as 'n inwoner en 'n belastingbetaler en 'n concern inwoner wat mense sien. Ek het gesien hier kom loop mense hierso in. En as mense kan kom inloop en is niemand wat hierdie mense keer nie. I mean, dan kom ek liewerster in nie as 'n skelmie, maar as iemand wat 'n tent gaan kom maak en sê, maar nou moet julle as die owerhede, kyk hier mense, dis 'n mat. Ek loop op 'n mat. So die mat word later gekom delf, hier's matte. Hier is stralie hekke. As hierdie owerhede nie nou gaan intree en kom keer, sal hierdie deure, hierdie traliewerk en alles wat nou nog hier is, blind frames. Ag mense, hier is te veel om nou van te praat. Hulle is besig om hierdie venster blinds al te kom vat. So my vraag is 'n oop vraag. Waar is die verantwoordelike persone? Hier is eksterpype. Hulle gaan dit wegvat. Mense, ek is dit in een been van hierdie gebou. So julle kan nou vir julleself indink, Suid-Afrika. En ek het nog nie eens upstairs gegaan nie. Ek wil nie eens upstairs gaan nie. Want ek glo dit is dieselfde distraction aan die bokant. So is onhygiënies, is onveilig hier binnekant, dis morsig en vuil, so laat ek dan nou maar vir my eie gesondheid, vir my, kyk hier, hulle begin steek nou al brand, môre brand die plek. En dan gaan hier word vuur in die binnekant gemaak. Kyk daar, so hier word nou al vuur in die binnekant gemaak tot hierdie plek brand. Ek wil weet, en ek staan op hierdie punt, wie is verantwoordelik? Wie is die amptenare? Wie is die government officials wat verantwoordelikheid en aanspreeklikheid moet aanvaar vir die gemors, vir hierdie distraction van ons belastingbetalers? Sê vir my. Ek het onlangs hier 'n groot stal, die weer, hy sal gekonfat word. It's a matter of time. So, hulle begin skryf en sit nou al hulle se merke neer, is Marcelo of wieever ook nou al, of het nou groep of wieever, julle is Soleil, Night Dog, die Night Dog se plek. So miskien moet die Night Dog die government oorvat. Of Soleil, miskien sal jy 'n beter government official vir ons wees hier in die dorp in Appington, want dies wat die plek moet bestuur, wil nie bestuur nie. Of kan nie bestuur nie. Ek weet nie, praat onder korreksie. Wie is in charge? In charge, daai mooi woord. Ons is in charge, chief. Dan kan ons nou so vinnig, ons nou lekker, kyk daar mense, dit is staal, trollies, is net distraction waar 'n mens kyk. So vir die instansies, daar's glasse wat nog gaan begin weggedra word, dit is 'n pragtige mooi plek. Take a break. Take a break. Ek wil vir die leierskap en die mense wat in charge is vra, don't you want to take a break? Want ons is moeg vir hierdie goed. Kom ons kyk. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Well, now we have to dance in destruction. Now we are dancing in the destruction. Ons lewe binne in 'n storm. Kyk hoe lyk dit hier so mense. Kyk hoe lyk dit hier. Ek wil nie nog mense, my hart is te seer. Ek wil vir die leiers vra, politieke leiers. Al die politieke leiers. Ek wil vir julle vra, lei julle regtig? Of lei julle soos in lei aan 'n siekte van kan nie dinkie, wil nie dinkie? En wat lei julle?
Lei julle aan 'n ongeneeslike denkvermoë siekte. En wat lei julle? Wat lei julle? Van voor die een Here in die hemel, julle lei nie vir Ihsan Suleiman nie. Ek kan nie vir my van sulke goed laat lei wat dit veroorsaak nie. Ek is jammer, geen mens wat vir hom of vir wie ever sê hy's 'n leier, lei vir Ihsan Suleiman nie. Hoor, julle moet maar onder mekaar vir mekaar met hierdie distraction lei, maar vir my laat lei ek my nie van so ietsie, hoor. Ek is baie jammer. Lei maar vir laat die blindes nou maar aanhou vir mekaar lei. Ek sê, ons wag vir local elections. En na local elections sê ek, sal daar 'n verandering kom. Want ons gaan kom vote teen hierdie distraction. Appington, maak julle se oë oop. Hierdie is nie politiek speel nie. This is distraction, guys. This is a disgrace. Ek kan my nie self assosieer met sulke nonsens nie. Ek gaan my nie assosieer met die verval van my dorp en van my mense nie. Ek is jammer. Ons probeer met julle praat. Ons probeer deurdring deur te sê, kom ons los politieke verskille, kom ons los om mekaar die ene die ander ene sleg te sê. Kom ons speel nie politieke reis en politiek met mekaar nie. Kom praat met my, kom praat met dies wat wil veranderinge doen. Los jou politieke arrogansie. Los dit. Daar's niks wat jy gaan baat vind met politieke arrogansie nie. Ek Ihsan Suleiman sê nou, dat het tyd geword dat ons vir mekaar met alle eer en met baie respek vir mekaar sê, dit is 'n fok-op. En as jy nie kan erken dat dit wat ek op hierdie video nou gewys het 'n totaal en alle fok-op is, dan is daar verseker 'n groot mental probleem met jou. Of vir my, jy het geen visie vir jou dorp as jy vir my wil beklei om hierdie nonsens te justify. Ek het lank gelede het ek 'n Facebook live gedoen om hierdie gebou te identifiseer en gewaarsku. In fact, ek het op 'n Facebook live het ek 'n voorstel gemaak dat julle kan daar is so klomp instansies, NGO's wat geboue soek. Ons het weeskinders, ons het gestremde kinders, ons het permanente ill terminal people. Ons het so baie moontlikhede vir hierdie gebou. Maar die probleem wat ons het in die dorp is leierskap probleme. Ons het 'n leierskap probleem in die dorp. En my pleidooi vandag vir alle leiers is kom, laat ons by die palle kom. Kom ons sit om die tafel en ons praat openlik met mekaar oor ons dorp, oor ons government geboue. Kom ons praat sonder emosies, ons praat sonder eie geheimsinnige gedagtes of idees en ons kyk net wat kan ons vir ons gemeenskap doen met government geboue wat gesond en goed nog is. Mense, dis nog nie te vergeet nie. Ek sou sê die geboue tans op 'n 35%, 30% ryk. Hy was 100, ek gee hom nou 'n 30%. En ek skat as die government nie nou binne die volgende week of 2 weke of die maand intree nie, dan sal hierdie gebou nog verder sak na 10% of 15%. En dan kan ons maar
hande in die lug gooi en sê kom sloop my spoor in sy moer. Maar dan is dit omdat leierskap en mense in government wat net fokol omgee vir hulle self en vir hulle se eie sak en vir hulle se eie vooruitgang. So kom ons kyk of hierdie video wat ek nou gemaak het positief gaan bydra of gaan ons nog verder uit mekaar uitgaan, nog verder mekaar gaan sleg sê en net nog verder ons dorp in sy donder in maak. Kom ons kyk wat gaan hierdie video maak. Julle weet wat het gebeur met Waterwese se gebou. Soos ons nou praat, toe ek by Waterwese gewees het, was daai gebou ook omtrent op 'n 55-60%. En Waterwese soos ons nou praat, naby Louisville, is amptelik poer in sy moer. Kom ons kyk hierdie gebou by die ou Gordonia gebou. Ons gee vir Public Works en vir die leiers binne in en bestuurders, senior bestuur en alle bestuurders, ons gee vir julle 'n eye-opener. Die video is vir julle 'n eye-opener. Kom kyk julle se gemors. En dit is vir julle se leiers, julle se politieke principles om te sien wat is die realiteit. Jy sien ons kan briewe skrywe, dan stry julle af. Hierdie video is om tot binne in nasionaal, tot julle se president Cyril Ramaphosa te laat sien hoe dat government instansies verval onder leierskap. Die politieke leiers, ek hoop julle kan julle se vinger uittrek daar waar die son nie skyn nie en beginne optree teen die administrasie binne government, wat in elk geval vir julle laat lyk soos die hond se agterend. Skrik wakker, die dorp is besig om te verval. Ek sê aan Suleiman, vrede.